Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Nou dis 'n kosbare geleentheid om so 'n bietjie te praat oor die persoon van Christus Jesus. En ons het nou al 'n geruime tyd stil gestaan by hierdie profesie van Jesaja in Jesaja 9 vers 5 en ons is nou tans besig in hierdie besondere boek Kolossense. Ons kyk daar na Kolossense 1 vers 15 tot 17 en dit handel oor die Here Jesus Christus en sy identiteit en in besonder ook wie Christus is. En jy sal onthou ons het vir u gelees, Kolossense 1 vers 15, hy, dit is Christus, is die beeld van die onsienlike God, hy is die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nou ons het 'n bietjie gekyk na Jesus se verhouding tot God. Ons het vir u baie duidelik getoon dat Jesus die ewe beeld van God is. Ons het gekyk na Jesus se verhouding tot die heelal. Hy is nie geskape nie, maar hy is die skepper. En ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk na Jesus se verhouding tot die onsigbare wêreld. Nou ek weet nie of u saam met my gelees het en dit opgetel het terwyl ek gelees het nie, maar as u kyk daarna wat die woord van die Here vir ons leer in vers 16 en 17, dan staan daar, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape, hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Nou wat bedoel die Bybel daarby, vriende? En dit is vir my so kosbaar as ek hierdie waarhede in God se woord raak lees. As ek die Bybel lees, besef ek dat hierdie boek nie deur mense geskryf kon word. Die Here het mense gebruik, maar hy het hulle geïnspireer, sê die Bybel 2 Petrus 1, daarvan in vers 19 en verder, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee. As 'n mens deur die blaaie van die Bybel lees, dan sien jy, dis 'n tydlose boek. Enige geslag kan hierdie boek lees, van die verlede, hede en ook die toekomstige geslagte, en hulle gaan kosbare waarhede daaruit kry, omdat dit 'n goddelike geïnspireerde boek is. Die enigste boek op aarde wat kan aanspraak maak daarop dat dit foutloos is geïnspireer deur die Heilige Gees. En wat wil Paulus aan die gemeente in Kolosse kom deurkommunikeer en ook aan my en jou? Dis eenvoudig dat die Here nie net in beheer is van alles wat hy geskape het op aarde nie, maar ook in die hemele. Die Bybel sê vir ons, hy is die een wat alles geskaap het in die hemel en op aarde. Dis vir my so treffend, vriende, dat mense veg om behoud op aarde en hulle wil graag hulle koninkryke verbreed en vergroot en hulle wil graag hulle heerskappy kom vestig. En ons dink aan die groot koning Nebukadneser daar in die boek Daniël wat in daardie tyd Babel regeer het en die res van die wêreld en hoe groot hy in homself was en hoe die Here hom in 'n oomblik neergeslaan het dat hy gras gevreet het soos 'n bees, tot hy erken het dat die heerskappy aan God behoort. Maar ook is dit belangrik dat ons sal sien dat hy ook in beheer is van alles in die hemele. Hierdie gedagte van trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, vriende, dui op die verskillende engele en dan ook die serafs en selfs die gevalle engele en die demone en selfs die duiwel. God is in beheer en hoof van alles en almal. Onthou u die besetene van Gadara. Toe hierdie besetene van Gadara voor Jesus neerval, toe manifesteer die demone en hulle sê vir Jesus, wat het ons met u te doen, seun van die lewende God? Is u hier om ons voor die tyd te pynig? U sien selfs die bose geeste wat in hierdie man was, het erken dat Jesus Christus die God is wat mens kom word het en dat hy heerskappy ook oor hulle voer. U onthou op sy bevel het hy hierdie bose magte in die varke gestuur en hulle is daar oor die afgrond in die see in. Christus is in beheer van die sienlike en die onsienlike. Martin Luther het gesê, even the devil is God's devil. Ja, die Here het die duiwel geskape as hierdie hoofengel en die duiwel het homself bo God probeer verhef en die Here het hom uit die hemel uitgewerp. En die Bybel sê vir ons dat hy niks kan doen sonder die toestemming van hierdie Christus nie. Daarom wil ek vir u vanmôre verseker dat die Christus wie ons dien,
is nie geskape nie, hy's nie gemaak deur mense hande nie, hy's nie uitgedink deur 'n mens of deur 'n owerheid of deur een of ander stelsel nie. Hy is die ewige skepper God, wat hom aan ons kom verklaar het in sy menswording, en vir ons ook gesê dat hy mag en gesag het oor trone en heerskappye, sienlike en onsienlike dinge. Hy alleen is die hoof. Hoor hoe pragtig sê die Hebreërs skrywers dit, daar in Hebreërs 1 vers 5 tot 8. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, "U is my seun, vandag het ek u gegenereer," en weer, "Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees," en wanneer hy weer die eerstgebore in die wêreld inbring, sê hy, "En al die engele van God moet hom aanbid," verwysend na Jesus. Al die engele moet Christus aanbid, en van die engele sê hy wel, "Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter." Vriende, is vir my so hartseer dat selfs die ou duiwel bely en erken dat Jesus God is. U kan miskien vir my vra nou, waar kom ek daaraan? Vriende, daar in Jakobus, die 2de hoofstuk, die 19de vers, staan daar, "Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder." Dit is my so treffend, dit is my so aangrypend, en dit is my eintlik so hartseer aan die ander kant, is dat selfs die duiwel erken, dat Jesus Christus, die ewige God is, en hulle sidder en bewe voor hom, en die skepsele wat God geskaap het, u en ek, die kroon van sy skepping, is soms so arrogant, so blaatant. Ons gebruik sy naam uitelik, ons leef asof hy nie bestaan nie, ons gaan aan en ons leef asof daar nooit 'n ewigheid sal wees en 'n dag van rekenskap nie. Mag die Here my en jou genadig wees. Ek gaan afsluit met nog so 'n gedagte daar in Efesiërs 1 vers 15 tot 22. Daar staan, "Daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus Christus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het," hoor nou, "en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en het hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee." Christus is bo alle owerhede, alle magte. Vriende, watter afgod daar mag wees vandag, is net 'n afgod. Dis 'n nikszeggende identiteit. Dis 'n mensgemaakte ding wat voortgebring is. Selfs groot geeste wat geleef het in die verlede, soos Mohammed en Boeddha, en al hierdie mensgemaakte identiteite, vriende, is nikszeggend voor God nie. Want in Christus regeer hy, die Godmens. En daarom, wat is die ware identiteit van Christus? Hy is bo alle owerhede, bo alle magte, bo alle gesag op aarde, vriende, is hy die een wat heers. Hy is die een aan wie alles behoort, en hy is die een wat alles in stand hou. Daarom sê Paulus dit so mooi in Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat probeer Paulus sê? Na alles wat Paulus gesê het in sy briewe, kom hy eenvoudig en hy sê, luister, as God vir ons is, en homself kom openbaar het in Jesus Christus, en die Heilige Gees getuig deur die woord aangaande Christus, het ons mos nie nodig om iets te vrees nie. Ja, die wêreld kan ons verstoot, hulle kan ons vervolg, hulle kan ons self doodmaak, maar hulle kan niks doen aan ons siele nie. Die Bybel sê, moenie hulle vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar aan die siel niks kan doen nie. Maar vrees God wat by magte is om die liggaam en die siel te verderwe in die hel. Ek wil hê, jy moet 'n goeie verstaan van God kry, wat homself in Christus kom openbaar het. Jy moet 'n goeie verstaan kry van Christus, wat God is, wat mens kom word het. Jy moet 'n goeie verstaan kry van die Heilige Gees, wat deur die blaaie van die Bybel Christus aan ons kom openbaar. Luister, die belangrikste tema van die Bybel is nie die redding van my en jou siel nie. Dis dat God
Homself kom openbaar het in Christus en die aanbidding van Christus is die enkel belangrikste tema aan die Bybel. Ja, ons kan Christus net aanbid as ons gered word, maar ek wil vra dat u die klem nie sal verskuif nie, want die klem is Christus en hom as gekruisigde. En wanneer ons die Bybel bestudeer ons die Bybel nie om klomp morele lesse te leer nie. Daar's baie valse godsdienstige groepe wat ook moreel probeer lewe. Die Bybel se doel is om ons te wys na Christus. As Christus verhoog word, Johannes 12 vers 32, dan trek hy mense na hom. As ons weer 'n beter verstand van Christus kry, sal meer sondaars sy heerlikheid sien vir wie hy werklik is en sal meer sondaars tot bekering kom. Daarom pleit ek by u, maak 'n studie van die identiteit van Christus. Hy is bo alle magte in die hemel en op aarde. Hy voer heerskappy oor trone, hy voer heerskappy oor engele, hy voer heerskappy oor die duiwel en sy magte. Hy is die ewige wat aan die einde sal heers en regeer. En alles sal onderwerp aan sy mag. Daarom sê die Bybel, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ek vertrou u het al gebuig. U het al bely dat hy u Here is. Mag die Here vir u seën. Ons sal by die laaste boodskapie bietjie kyk na hierdie baie besondere gedagte, Jesus se verhouding tot sy kerk en hoe dit ook vir ons gedemonstreer word vanuit die Bybel dat hy die hoof is van sy kerk omdat hy die kerk in die lewe geroep het. Groete vir u, baie seën en liefde. Staan sterk in die vryheid en die waarheid waarmee Christus u vrygemaak het. Tada!